Goeiemôre. Dit is vandag so die begin van ons toewydingsweek. En dit is nou regtig jammer dat ons nie in die kerkgebou bymekaar gaan kom vanoggend, vanaand, die res van die week tot en met Woensdag soos wat dit op die almanak staan nie. Maar nietemin ons gaan nog steeds voort met ons reeks. Die reeks gaan oor herlewing, geestelike herlewing. En daar's natuurlik baie konnotasies wat aan herlewing gekoppel word wat nie so goed is nie. En ons gaan nou nie as gevolg daarvan terugstaan nie. Ek dink dis nog steeds baie belangrik dat ons kyk na die saak van herlewing. En dis ook ons gebed in hierdie tyd, dat die Here vir sy kerk in Breë, die NG Kerk, maar ook vir ons gemeente herlewing sal gee. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir baie dankie. U is so 'n goeie, getroue God. Ons eer U dat ons U kinders kan wees. Ons eer U dat U die God is wat met ons moeite maak, al vergeet ons van U, al versaak ons U in U saak. U onthou ons. U hou vas aan ons. En ons eer U daarvoor. Baie dankie vir die woord waaruit ons kan lees. En ons wil bid vir vanmôre se woordverkondiging, maar ook vir die toewydingsweek wat voorlê. Ons wil vra Here dat U asseblief vir ons ook sal aanraak deur die week wat voorlê. In Jesus se naam. Amen. Net voordat ons lees die Here se woord uit Jesegiel 47, het nog so 'n opmerkingie oor die toewydingsweek, en dit is dat ek elke aand tot en met Woensdag aand so 'n stemboodskapie sal uitstuur, maar so 'n preek van 5-6 minute, sodat julle nog steeds die reeks kan volg soos wat dit beplan is. Ons lees dan nou Jesegiel 47 vers 1 tot 12. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit aan die regterkant suid van die altaar afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buiteom laat gaan na die buitepoort wat oosfront. Kyk, water het uitgeborrel aan die regterkant. Toe die man in 'n oostelike rigting wegstap, was daar 'n maatlyn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat enkel diep was. Hy het nog 1000 afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat nie diep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek. Water wat heup diep was. Hy het nog 1000 afgemeet, 'n stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestyg. Water waarin 'n mens kon swem, 'n stroom wat nie oorgesteek kon word nie. Hy het my gevra, sien jy dit, mensekind? Hy het my weer na die stroom se wal laat terugkeer. Toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroom se walle 'n groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na die Araba. En kom by die see uit. In die see waar dit uitvloei, word dit vars water. Daar sal allerlei lewende wesens wees wat krioel. Oral waar die stroom kom, sal hulle leef. Daar sal groot hoeveelhede vis wees, want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan, van En-Gedi af tot by En-Elgayim. Daar sal droogmaakplekke vir sleepnette wees. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Sy morasse en kuile sal egter nie vars word nie. Vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom op sy walle sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vrugte sal as voedsel dien en hulle blare tot genesing. Dit dan ons skrifgedeelte en teksgedeelte vanmôre. Die tema van die boodskap vandag is die Heilige Gees bring nuwe lewe. En dit is belangrik dat ons sal besef dat die stroom water wat in ons teks beskryf word, dat dit nie 'n letterlike stroom water is nie, maar dat dit simbolies bedoel word, dat dit geestelik bedoel word. En wat die stroom water betref, gaan ons na 5 aspekte daarvan kyk, naamlik die oorsprong van die stroom, die rigting van die stroom, die krag van die stroom, die gevolg van die stroom en dan ook wat die stroom vir ons as gemeente inhou. In die eerste plek dan, soos ek gesê het, die oorsprong van die stroom. Die tweede sinnetjie van vers 1 sê, toe sien ek, daar kom water onder die tempel se drempel uit. Jerusalem het geen natuurlike rivier gehad nie, en die tempel dus ook nie. Dit wil vir ons sê dat die stroom waarvan hier gepraat word, sy oorsprong bonatuurlik is. En met bonatuurlik beteken dit kom van God self.
Waarvan is hierdie rivier dan 'n simbool? Die antwoord daarvan kry ons onder andere in Johannes 7 vers 37 tot 39, waar die Here Jesus sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat glo is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Heilige Gees verwys. So die stroom waarvan Jesegiel hier praat, is dus in kort die werking van die Heilige Gees. In die tweede plek, kyk ons na die rigting van die stroom. Hier van die tweede sin van vers 1 lees ons, toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Vers 8 sê, hierdie water loop weg na die streek oos toe af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die Dooie See sal inloop. Die water gaan dus na die Dooie See, daar waar daar geen lewe is nie. Maar na die ooste waar die water heen loop, is daar ook die Jordaanvallei. In Hebreëus word dit Araba genoem, soos wat ons ook gelees het in die 2020 vertaling, wat eintlik woestynvlakte beteken. Hierdie water wat uit die tempel loop, gaan dus daar waar die dood is, daar waar die dood in die natuur heers, naamlik die Dooie See en die woestyn. In die derde plek kyk ons na die krag van die stroom. Ons sien dat hierdie stroom absoluut oorweldigend is. Die water styg net en word dieper en dieper. Teen die einde van vers 3 en vers 4 en 5 lees ons, toe laat hy met hierdie water loop, dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet met hierdie water wat loop, dit was nie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet met hierdie water wat loop, dit het tot by my heupe gekom. Toe weet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon deurloop nie. En so sien ons dat hierdie stroom se krag geweldig sterk en oorweldigend is. En aangesien die stroom water na die werk van die Heilige Gees verwys, wil dit dan ook vir ons wys op die oorrompelende werk van die Heilige Gees, dat hy so in 'n mens se lewe kan werk, dat hy jou totaal oorweldig. In die vierde plek, dit wat die stroom tot gevolg het. Ons het nou reeds gesien dat die stroom se water gevloei het na die Dooie See, waar daar geen lewe is nie. Dit het ook gevloei na die woestyn, wat 'n simbool is vir die dood. Daar waar alles in die dag doodbrand en in die nag vrek van die koue. Daar waar die sandstorms alles uit hulle pad uitvee. Maar wat het hierdie stroom tot gevolg? Want dat dit in die Dooie See en in die woestyn invloei. Die tweede helfte van vers 8 en vers 9 sê, wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word. Waar die strome kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. En wat sal van die woestyn word as die stroom dit tref? Die antwoord daarvan vind ons in vers 12. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. So sien ons dat die Dooie See se water vars word en wemel van alle soorte diere en vis, en dat die woestyn in 'n standhoudende vrugteboord verander word, wanneer die stroom daarmee in aanraking kom. Dit skep lewe uit die dood. Trouwens, selfs dit wat as simbole van die dood dien, naamlik die Dooie See en die woestyn, kan nie standhou voor die lewe skepende krag van hierdie stroom water nie. Dit oorrompel en vernuwe alles wat in sy pad kom. Dit bring herlewing. En daarom in die vyfde plek, kyk ons na wat hou hierdie stroom vir ons as gemeente in. As ons vra wat hierdie stroom water vir ons as gemeente inhou, dan vra ons eintlik, wat is die aard en die gevolg van die werking van die Heilige Gees in ons gemeente? En dan moet ons eers sê dat gemeente uit 'n klomp individuele lidmate bestaan. En elkeen van ons, afsonderlik, moet oop wees vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Efesiërs 4 vers 30 sê byvoorbeeld, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie.
Daar is baie van ons wat al lank bid vir geestelike herlewing oor die hele wêreld. En dit is dringend nodig. Daar is ook baie wat bid vir herlewing in ons eie gemeente. Soos die tyd aangestap het en dinge dalk nie vir ons op herlewing wou dui nie, het baie van ons dalk moedeloos geword en opgehou om daarvoor te bid. Maar ons teks wil ons oproep om nie moed te verloor nie. Ons teks wil ons aanmoedig om aan te hou bid vir herlewing. Laat ons elkeen by ons self begin. Herlewing of hertoewyding vind nie in 'n lugleegte binne 'n gemeente plaas nie. Dit begin in die lewens van individuele lidmate en die herlewing en toewyding wat in elke lidmaat plaasvind, vorm naderhand 'n stroom van herlewing wat in 'n gemeente dan teweeggebring word. Kom ons kyk daarom elkeen na ons eie lewens en lê dit oop voor die Here, sodat hy deur sy Gees daarin kan werk. Kom ons soek daardie kolle in ons eie lewe wat dood is, soos die dooie see. Die sonde wat die geestelike lewe in ons verdrink. Die woestyne in ons siele wat getuig van liefdeloosheid en onverdraagsaamheid en onvergewensgesindheid. Kom ons lê ook die woestynkolle in ons gemeente en in die NG Kerk as geheel in gebed voor die Here. Kom ons pleit by hom dat hy deur sy Gees nuwe lewe in ons gemeente sal bring. Dat sy Gees, soos ons van die stroom in ons tekstgedeelte gelees het, ons sal oorrompel en meesleur en die spreekwoordelike dooie see en die woestyn in 'n lushof sal verander. Wat ons net op moet let, is dat herlewing volgens ons teksgedeelte die werk van die Heilige Gees is. Herlewing word nie aangebring wanneer ons as lidmate programme volg of snaakse goed aanvang nie. Aktiwiteite dra nie by tot herlewing nie. Maar herlewing sal sekere aktiwiteite tot gevolg hê. Ons kan dinge doen tot ons blou word, maar dit sal geen herlewing tot gevolg hê as die Heilige Gees ons nie oorrompel nie. Aan die ander kant, as die Heilige Gees kragtig in ons gemeente werk, dan sal daar herlewing kom, asof dit spontaan gebeur, aangevuur uit dankbaarheid vir die dinge wat die Here ook in ons lewens doen. En dit sal dan ook die herlewing bevestig. In die eerste plek is dit dan so belangrik dat ons moet besef dat dit nie gaan oor wat ons doen nie, maar dat ons sal bid. Kom ons hou op om vir mekaar te kyk. En kom ons hou die Here Jesus in die oog. Kom ons bid opnuut dat God die dooie kolle in ons gemeente en die kerk in Breë sal omskep in lewe en dat hy van die woestyne vrugteboorde sal maak. Ons het vandag in ons teks gelees van 'n stroom water wat uit die tempel uitloop en dat dit alles in sy pad oorrompel, sodat selfs die dooie see gewemel het van visse en die woestyn 'n vrugteboord geword het. Dit is 'n simbool van die vernuwende en oorrompelende werk van die Heilige Gees. Kom ons bid opnuut dat God deur sy Gees ons as kerk en ons as gemeente ook sal oorrompel en beweeg tot egte herlewing. Dat sy Gees die dooie kolle in ons persoonlike lewens, maar ook in die gemeente in 'n lushof sal omskep. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons kan weet, dit is vir U so belangrik dat ons geestelik sal groei. Dat daar 'n nuwe lewe in elkeen van ons se verhouding met U sal kom. En dit pleit ons van U vir die jaar wat voorlê, vir ons as gemeente, vir ons as NG Kerk, maar ook die kerk in Breë. In Jesus se naam. Amen.